dag waar ons liefde kan vier en ons dit glad nie kan doen sonder om ook vir U te sê, dankie. U is die bron van liefde, Here, liefde in elke vorm. Here, dankie dat ons vanaand weet dat ons oop U kan hou, want die storms al buite ken nog steeds U stem. Maak nie saak wat in ons lewe aan die gang is nie, maak nie saak of ons vanaand oorweldig voel, bekommerd voel, eensaam voel. Here, die storm ken nog steeds U naam en U kan dit kom stilmaak in elkeen van ons lewens en ek bid, Here, dat U dit sommer nou sal begin doen. Here, daar waar ons nie vir U kyk nie, maar dalk eerder vir onsself en ons eie vermoëns of vir die wêreld en wat hy wil bied, vra ons dat U ons sal vergewe. Here, kom vanaand en deur die woord, deur dit wat U kom sê, kom help ons om weer 'n bietjie ons fokus reg te kry, Here. Kom help ons om U weer te sien. Kom help ons om verby die golwe en verby dit wat ons bedreig in die lewe te kyk en te sien dat daar 'n lewende Here staan wat 'n afspraak het met elkeen van ons vanaand. Here, en mag ons dit weet, mag ons dit vanaand beleef. Here, mag dit ons harte ook so verander dat wanneer ons weer die wêreld hier instap, ons ook weer met nuwe ywer en met nuwe insigte in die koninkryke gaan werk. Here, is vir ons so goed. Here, U was vir ons so lief, U is vir ons so lief, dat U seun vir ons gegee het, dat hy alles is, dat hy genoeg is, en dat hy ook die een is in wie se naam ons hierdie gebed kan bid. Amen. Okay, julle kan maar blaai na Kolossense 1 toe. So laasweek het ons in die amfie bietjie afgeskop met ons nuwe reeks Jesus punt, om te sê dis nie Jesus en enigiets anders nie, en ons gaan vir die volgende paar weke deur die boek Kolossense werk, en dis wat hulle in die selgroep ook gaan doen, so doen dit dan ten minste in jou stilte tyd. Lees bietjie die boek Kolossense, dan dink ek gaan dit wat ons hier doen ook vir jou nog meer beteken. Nou ons kan nie, Frans het so bietjie daarna verwys, laasweek het hy al daarvan gepraat. Ons gaan vanaand juis op dit fokus, want ons kan nie eintlik na hierdie boek toe kom en enigiets verstaan as ons nie verstaan vir wie dit geskryf is nie. En as ons nie verstaan wie die mense van Kolosse was vir wie dit geskryf is nie. En hulle was diep filosowe. Daar was baie rooiwyn in Efese en daai in Turkye en daai dae. So almal daar was baie diep in iets. En ons moet vanaand 'n bietjie stil staan by van hulle se denke. So as jy filosofie huiswerk het vanmôre, jy gaan jou quota nou in die kerk kry. Moenie worry nie, jy hoef nie huiswerk te gaan doen nie. Jy kan ontspan en lekker na die tyd koffie drink saam iemand niets. Die mense in daai tyd, en veral die in Kolosse, en ons lees in Korintiërs ook dat dieselfde gedagtes daar was daar 'n beweging wat genoem is die gnostisisme of die gnostisie. En dit was 'n filosofiese godsdienstige stelsel wat geglo het, en hulle het so intussen die 1ste en die 6de eeu bestaan, wat geglo het en vir mense geleer het, dat deur kennis te bekom, en dan met dit sekere goed te doen, kan jy gered word, en dis jou sleutel tot saligheid. So met ander woorde, nie net geloof nie, maar kennis. Hulle ander naam was die intellektueles. Nou julle is almal slim kinders, ek weet dit, en dis hoekom julle so lekker hierdie gaan verstaan. Want julle is ook die intellektueles, behalwe julle glo die waarheid, ek seker daarvan. Christendom soos dit verkondig was, en die evangelie, soos wat ons homself vandag nog verkondig, was vir hulle te eenvoudig. Hulle was so half, hierdie is bietjie onder ons vuurmaakplek. Hulle probeer dit bietjie op jazz met hulle eie idees en hulle eie gedagtes oor wie God is, oor wie Jesus is, en oor wat jy moet doen om gered te word, en wat jy moet doen as jy glo. So daar het julle dit nou, dis die prentjie teen wat ons vanaand gaan praat. Ek wil hê ons moet lees die lied wat Paulus skryf oor die seun. Hoekom skryf hy hierdie lied? Hoekom is hierdie lied so belangrik? En wat presies sê hy? Want jy kan dit vandag lees en is vir jou great, maar miskien as jy verstaan dat hy met elke sin wat hy sê, eintlik vir hulle nog 'n naal in hulle doodskis inslaan, dan verstaan jy dalk bietjie beter hoe hy hulle mooi op hulle plek sit met hierdie liedjie. So ons gaan lees van vers 15 af, die voorrang van die seun, en hou jou Bybel oop, want ek gaan maar so lees en praat saam. OK. Ons lees, ons gaan nou by die eerste stil staan, so ons gaan dit eers verby vers 15 sê. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God
het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en nie gesien kan word nie. OK, ons gaan eers tot daar lees. Die eerste ding wat hulle geglo het en wat Paulus aanspreek is dat God nie die skepper van die aarde was nie. Hulle het geglo God is 'n geestelike wese en die aarde en alles wat op hom is materie, dis materiële en dit van die bose. Alles wat materieel is van die bose. Met ander woorde, God in sy gees kan dan mos nie betrokke wees by iets wat boos is nie. So, hulle het 'n storie gehad, hulle het ook die ding verstaan van dat die heelal baie, baie groot is, al het hulle nie nou noodwendig die tegnologie gehad en mannetjies op die maan gehad soos ons vandag nie. Maar hulle het al besef, hier is iets aan die gang, want as jy lank genoeg vir die sterre kyk, mens kan kyk en kyk, dit hou nie op nie, né? So kom as 'n ou en 'n meisie gaan sterre kyk, bly hulle die hele nag weg, want daar's so baie sterretjies wat jy moet sien. So hulle het geglo die skepping moes ver genoeg van God af verwyderd gebeur het, dat dit nie vir God en sy heiligheid kan aantas nie, en dit het 10-1 op 'n manier gebeur, deur magte wat ontstaan het, wat vyandig gesind was teenoor een. So daar's 'n ander krag wat hulle van praat, dis die bose krag teen God, en dis wat geskep het. OK, is julle nog met my? Paulus kom met vers 16 en wat? Hy begin net te sê, nee. God is die een wat geskep het. Deur Christus is geskep. Hy, niemand anders nie, is die hands-on, nie van ver af nie, skepper van hierdie hele aarde. Hy kom bevestig dit. Kom ons lees 'n bietjie verder, vers 17 en 18. Kom ons lees vers 16 klaar. Hy het alles geskep wat gesien kan word, nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Okay, so dit is vir hom great, dit is nie vir hom boos nie. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Wat hulle ook geglo het, is daar's meer as een mag. Daar's dalk meer as een soos Jesus, wat as beeld van God vir ons ietsie van God kan kom wys. Jesus is dalk die hoofseun, of jy weet, hy is die hoogste op die hiërargie, maar daar's ook ander, hy's glad nie uniek nie. Paulus kom en sê baie duidelik, nee. Jesus is die volle wese van God, hy's nie maar net nog een nie. Hy's absoluut heeltemal uniek, want hy is die volheid van God. So daar kom sit hy op hulle plek met hulle tweede ding wat hulle glo. Kom ons lees nog so 'n bietjie verder. Gaan weer vers 18 lees. Hy is die hoof hoor hierso van die liggaam van die kerk, die oorsprong, die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, dis iets baie fisies, sodat hy die eerste plek inneem in die hemel. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Nou wat hulle ook geglo het, is dat materie is mos nou sleg, so die liggaam is sleg, en alles wat met die liggaam te doen het is sleg, en 'n ander deel van jou is jou gees, en dis goed. Dis hoekom as Paulus oor seks skryf in Korintiërs, dan sê hy, ja, julle sê kos is vir die maag en maag is vir kos, want hulle het daai onderskeid getref. Dit wat fisies met my gebeur, het nie 'n impak op my geestelike nie, ek kan die twee skei. En omdat die fisiese, die vlees boos is, kon God nie regtig mens geword het nie. So hulle het vir mense vertel, dat God was soos 'n, hy het soos die vorm, hy's bietjie soos 'n transformer of 'n ding geweest. Hy het die vorm van 'n mens aangeneem, en net so geskyn, dit was 'n skynvorm. So dis hoekom hulle geglo het, of vir mense gesê het, Jesus het die voetspore gelos nie. Daai storie van die strand met die een ry spore, nou weet julle waar kom dit vandaan, as julle dit al gelees het. Hulle sê, Jesus het die voetspore gelos nie. Paulus kom en sê, nee. Hy sê later vers 22 ook, baie duidelik vir hulle, Jesus het fisies mens geword, en in die vlees het God in sy volheid in hom kom woon. Met ander woorde, God maak nie daai onderskeid wat hulle maak nie. Kom ons lees tot aan die einde. God het besluit om in sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun, dis ook iets baie fisies en liggaamliks, nê? Kan nie dan sê dis net 'n skyn nie. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Nou, hulle het ook geglo, jy moet jou eie pad na die hemel toe kry. Jy is hier op aarde
en jy weet van hierdie hoër gesag en dat hy ver verwyderd is want hy moet sy heiligheid behou. En dan glo hulle daar's vlakke. Ek weet nie of het julle al van dit gehoor nie. Vlakke van heiligheid. En jy moet deur jou denke, deur die kennis wat jy kry, deur hoe slimmer jy word, deur hierdie vlakke werk. Nou dis regtig soos TV games, dit klink so. Computer games, wat ook al. So jy moet 'n sekere klomp goedjies bymekaar maak. Dan kry jy, hulle het dit regtig so geglo, 'n bepaalde paswoord, 'n wagwoord wat die volgende level vir jou oopsluit, wat jou nader aan God bring. Dis letterlik wat hulle geglo het. Ek praat nie nou in TV game terme nie, dis wat hulle gesê het. Dis dalk waar die idees van TV games vandaan kom, ek weet nie. Paulus sê, nee, redding kom nie deur intellektuele kennis nie. God sê, hy het homself deur Christus met ons versoen. Redding kom in Christus, en dan die volgende ding wat hy sê, redding is in Christus, en hy het dit vir almal gedoen. Want wat het hulle geglo? Dat net die seker is, julle weet daai Rome, daai wat baie goed gedoen het in hulle IQ-toetse, daai wat byvoorbeeld nou, kom ons sê, universiteitstoelating sou gehad het, daai is slim genoeg om in die hemel te kom, so geluk julle is al bietjie nader. Die gewone ou wat nie so baie pitte het nie, staan nie eintlik 'n kans nie, vir die pleb en vir die dommes, hulle sal nie tot by God kan kom nie, want hulle kan nooit genoegsame kennis en denke hê nie. Okay, sien julle, elke ding wat Paulus skryf, baie doelbewus, besig om vir hulle te verkondig. Hulle wat glo, daar is 'n God, ja, daar was 'n Christus, ja, maar daar is ook ander magte en ander maniere om by God te kom sê hy baie duidelik voor, nee, dis nie so nie. En hy gebruik 'n woord, reg aan die begin. Lees saam met my weer vers 15. Hy gebruik 'n woordjie, en ons gaan gou-gou by die woordjie stil staan, om vir julle te sê, hoekom hierdie woordjie so belangrik is, en wat presies dit eintlik ook vir hulle sou sê, as hulle dit gelees het. Daar staan in vers 15, die seun is die beeld van God. Die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Ons kan nie vir God sien nie, dis wat hy sê, maar God het 'n beeld, 'n image gestuur, wat soos hy lyk. Nou die Griekse woordjie daarvoor wat hy daar sê, is baie belangrik. Mense spreek dit uit ikona. Wat klink dit vir julle? Ikona. Nee. Maar dis nie heeltemal dit nie. So moenie de mekaar ook met jou Tswana en jou Grieks nie. Dit gaan baie verskillende betekenisse vir jou hê. Of icon, dis dan nou die woordjie waarby ons stil staan. So wat klink dit vir julle? Icon, soos wat klink dit? Kom nou, julle is die boonstes, julle is die met die kennis, sê vir my, soos wat klink dit? 'n Engelse woordjie? Icon, mooi. Iemand sou dit gemaak het tot naby aan level 2, ek hoor dit hier voor. Icon, image, beeld. Nou weet julle hoekom is dit 'n icon? Want dis die prentjie van iets anderste. Want wat is 'n beeld? Daar moet tog 'n oorspronklike wees, en daai was van die beelde wat hulle gemaak het, daar moet tog 'n oorspronklike wees om 'n beeld van iets te kan wees. Is dit nie so nie? So, dis goeie nuus. Daai aantreklike jong man van wie jou ouma se vriendin se kleinkind se foto wat sy vir jou gestuur het, daar's 'n real life van hom. Want 'n foto is 'n beeld van iets. Jy kan nie 'n beeld maak van iets wat nie oorspronklik is nie. Gaan kyk maar nou hoe lyk meeste beelde. Dis van 'n mens of van iets wat reeds bestaan. So hierdie woordjie sal 'n klomp goed by hulle losmaak. Dat Jesus in sy persoon, buite nou vir alles wat hy daarna sê, in die eerste plek moet jy net dit weet van hom, en dit sal jou al ver bring, is die beeld van God. Nou hulle het geglo, mos nou soos ek vir julle gesê het, dat 'n beeld is 'n verteenwoordiger van iets wat regtig is, en as 'n beeld perfek is, as jy hom perfek kan kry, dan is dit selfs 'n manifestasie, dan word dit daai ding. Klink dit vir julle soos Jesus? Dis wat hy sê met icon. Dis die perfekte, volmaakte beeld van God. Dis eintlik die manifestasie van God. Dis daai covers wat julle daar in die middel by die mall koop. Dit lyk so reël. Lyk amper soos 'n regte een. Jesus is die real thing. Nou,
as Paulus skryf, Jesus is die manifestasie van God, dan vir hulle, as hulle die woordjie gehoor het, icon, soos wat hy daar staan, so weet het maar, Jesus verteenwoordig God so volkome, want dis wat hy in die res van die lied sê, so volmaak, dat ons kan sê, hy is God self, wat ons in elk geval lees, uit die evangelies uit. En dan verduidelik hy bietjie van daar af, wat dit beteken, as hy beeld van God is, wat dan heeltemal sin maak, as jy dit so verstaan. Nou kom ons praat net gou oor die woordjie beeld, want beeld vir ons en beeld vir hulle, dit sou nou twee verskillende goed dalk gewees het in 'n sin. Ons is nou 'n bietjie gevorderd in die tyd van beeld. As julle die woordjie beeld hoor, waaraan dink julle? Wat lees ons in Genesis? Kom ons begin daar. Dieselfde woordjie wat hy hier gebruik as hy praat van Jesus as die beeld, is die woordjie wat gebruik is in Genesis wanneer God die mens geskep het. En wat staan daar? En God het hulle geskep, man en vrou in sy beeld het hy hulle geskep. OK? So kom ons staan 'n oomblik daar stil. Ons lees Jesus is die beeld van God. As jy wil sien hoe lyk God, hy is die een wat vir jou gaan wys. Maar ons lees lank terug dat die gedagte al begin het toe God die mens geskep het en gesê het, ek skep die mens as my icon, as my beeld. Sodat wanneer daar na die mens gekyk word, hulle kan sien wie's ek. Maar wat gebeur? Sonde maak dat die beeld bietjie shatter, blur. Nie so mooi deurkom nie. En God moet weer skep en hy bring vir Jesus en dis die perfekte beeld. So wanneer Paulus hierdie woordjie gebruik, dan sê hy, kyk vir Jesus. As jy voel, jy kan nie vir God sien nie, as jy wonder hoe hy lyk en wie hy is, kyk vir Jesus en jy sal sien wie God is, maar nog meer as dit. As jy wonder wie jy is, en jy wonder wat jou doel is, en jy wonder hoe jy geskaap is, kyk na Jesus. Want die oorspronklike plan van God, jou diepste menswees, jou diepste verstaan van wie jy bedoel om te wees, is in Jesus, want hy is die beeld wat jy moes wees. Maak dit sin? Is julle nog met my? So in Jesus, as die nuwe beeld, kom openbaar God ook vir jou, wat dit beteken om jy te wees. So Jesus is genoeg vir jou redding, Jesus is ook genoeg vir jou om jy te wees. Wees wie God sê jy is, sê ons in die kerk sal beteken, kyk wat doen Jesus, as jy wil sien wat sal God sê, wie is jy? Dis die beeld waarna jy moet streef. Die ander ding is, hulle het icon die woordjie gebruik vir 'n portret. Daar's 'n storie van 'n man met die naam Appion wat vir sy pa 'n brief skryf en dan sê hy, ek stuur 'n fotootjie saam van my by een of ander, ek weet nie wat dit of 'n rivier of 'n berg of 'n meisie of 'n wat was nie, maar 'n foto. Hy gebruik die woordjie icon wat sal wees portret of foto. So dit sal die naaste wees wat hulle het wat ons vandag het aan 'n foto. Imagine hy skryf, Jesus die seun is die foto van God. As jy vir hom kyk, sien jy vir God. Ander woordjie waarvoor icon soos hier gebruik het, was met kontrakte. Hulle sou dadelik daaraan ook gedink het wanneer hy dit vir hulle skryf. Want wanneer hulle 'n kontrak geskryf het, moes die twee partye wat aan die kontrak deelneem, elkeen 'n kort stukkie skryf wat karaktereienskappe en unieke dinge van hulle bevat om deel te word van die kontrak, wie hulle is. En daai stukkie is genoem die icon. Die identiteit, die eienskappe van. So as hy hier sê, hy is die icon van God, dan sê hy ook, Jesus bevat die karaktereienskappe, die unieke dinge van God. Dis deel, ons noem dit 'n biografie dalk vandag. Hulle sou dit ook genoem het beeld, icon. As jy wil sien wie God is, kyk na Jesus. Jesus punt. So hy sê hulle bietjie, né? Hy vat hulle bietjie goed vas met al hulle gedagtes en al hulle ander idees. En dan as jy nog steeds hierdie hele ding gelees het en jy wonder, dan gebruik hy die woordjie volle wese. Soos jy sê, okay, ek verstaan, Jesus is 'n beeld van God, so ons kan seker iets van God in Jesus sien. Nee, volkome is hy die beeld van God. Daar's niks uitgelos nie, hy is die volle openbaring van wie God is, en in hom is ook die volle openbaring van wie jy moet wees.
Hy is genoeg. Daar's niks anders nodig nie. OK, dit was nou 'n baie lang storie. Maar ons basies vir mekaar gesê het, as jy gepowernap het, hier kom dit weer. Ons het vir mekaar gesê, hierdie mense het geglo in ander magte wat ook beheer het en goed wat hulle moet doen om hierdie magte tevrede te stel om op die ouende by die Here uit te kom. En dat Jesus nie noodwendig die enigste of genoeg was nie. Daar's 'n storie so rukkie terug gewees, 'n artikel oor Quentin de Kock. Weet julle wie's dit? Cricketspeler, nê? Die Proteas. En hy het mos nou maar 'n bietjie deur 'n bad patch gegaan in die laaste ruk en toe gaan dit nou weer beter en hy breek nou weer rekords en dan sê hy vir hom maar wat het jy verander? En hy sê toe in die artikel, hy het besluit om ek haal direk aan, al die bygelowe waarmee hy hom as ware gevange geneem het voordat hy gaan kolf het, af te skud. Lyk my hy sou nou 'n vreeslike storie hê daar in die kleedkamers. Eers die een been skud, dan die linker een, dan moet dit eers die regter, dan nie. En kyk, as dit verkeerd om is, dan is hy omgehellie. Dan die hoed of die helmet, en dan sy nou uit, en dan, as die umpire vir hom wys waar sy merkie, dan eers met die linkervoet, shuffle, lyk bietjie soos 'n dansie, en dan was hy nou reg. En hy sê, dit het so sy fokus gesteel, hy het op 'n dag besluit, hy gaan alles net los, en net fokus op waar dit eintlik gaan. En dan sê hy, hier is 'n direkte aanhaal. Dit is as jy te veel oor allerlei dinge wil dink, dat jy die spel wil kompliseer. Wat was hy? Wat sy een woordjie was hy? Hy hulle klou gee. En wat hierdie julle dink? Ons ken dit. Breek te speel, bad luck. Loop onder deur 'n leer, swart kat, is moeilik as jy op die pik swat. Kom mense so lank swat, al die bad luck van die kampuskatte. Friday the 13th, February the 14th, alles bad luck. Nee, ons glo so 'n bietjie in bad luck. Ons is ook maar eintlik 'n bietjie bygelowig. Ons het ons geloof, maar daar's nog 'n paar goedjies wat ons glo. Of miskien glo ons in goeie karma. Dat iewers soos die een of ander krag wat aan die werk is en ek moet sorg dat dit mooi gebalance bly. Dalk sien ek my geloof ook bietjie so dat ek moet net in God se goeie boekies bly en ek moet seker goed doen. Maar ons glo in bad and good karma. So miskien is daar iets goed met jou gebeur of jy was lucky. Julle almal, ons het almal lucky nommers, né? Nee? Wel, het julle julle lucky nommer? Dan dink ons as ons dit 7 maak, is dit Bybels, dan is dit nie so ergie. Miskien het jy vandag beleef, die rede hoekom jy nou alleen nie sit, is die bad karma. Jy het nou 'n bietjie vandag gaan dink, wat het jy al die laaste jaar gedoen? Wat jy nie moes gedoen het nie, wat nou gemaak het dat jy hier alleen sit? Dalk sit jy saam met iemand hier wat jy nie wil nie, en jy het gedink, wat 'n bad karma het ek nou, laat ek nou hier saam met jou sit. Nee, ons glo in dit, of net in luck. Jy hoef jou hand op te steek nie, maar baie mense het 'n lucky onderbroek, of 'n lucky paar oorbelle, of 'n lucky armbandjie, of 'n lucky wat ook al. Ons het hierdie staf in ons lewe. Partykeer as dit regtig sleg gaan, dan vra ons nogal hoekom. Ons lees die horoscopes, ons lees die sterre. In die huisgenoot, nie daai daar op die agterste bladsy nie, daai daar in die middel, die sterre. Lees dit. Ek glo dit nie eintlik nie. Iewerste is dit die gevaar daar, dat ons wat hier sit, is ook onbewuslik miskien besig om in 'n struik te trap van ander mag en gesag erken as Jesus. En miskien kan dit wat ons sê, en selfs hierdie klein goedjies wat ons oor praat, en wat ons so onbewuslik deel maak van ons lewe, iewerste iets getuig dat die volheid van Christus en die godheid van Christus dalk nie vir ons genoeg is nie. As ek glo in good luck, as ek weet Christus is vir my genoeg vir vandag, nie net om hemel toe te gaan nie, hy is ook vandag in my lewe vir my genoeg, hoekom het ek good luck nodig? En ons doen dit dalk deur 2 maniere, wat ons Christus van die troon afhaal. Die een is, wat ek nou gesê het, deur ander magte te erken, deur bygelowig te wees, deur goed te dink, daar's iewers iemand wat ons tevrede moet stel. Julle weet,
dis scary wat gebeur in die wêreld van tyd tot tyd wat met e-mails en met WhatsApp broadcast gedoen kan word en dan is ons almal op hol. En as onlangs weer so geval van sulke magte. Hierdie foto is nie vir sensitiewe kykers nie, ek wil net waarsku dat jy dalk jou oë nou gaan moet toehou, maar hierdie is 'n onlangste mag waardeur ons bedreig is in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. En ons glo dit. Nou, ek wil net gou 'n voetnoot maak. Ek sê nie dat ek nie glo dat daar regtig bepaalde praktyke is van die duiwel en wat hy gebruik en waarby jy betrokke kan raak wat jou wil intrek in satanisme nie. Daai bestaan. Jesus is mag oor dit ook. Maar hoe glo ons dit? Iemand skryf en Hello Kitty. En dis nie 'n swart kat nie, dis 'n pinke. Hello Kitty. Sy is ook boos. As jy nou 'n Hello Kitty pennehouer het, gaan jy niks deurkom hierdie jaar nie. So as ek nou hierdie in my huis het, dan moet ek tog nou net pas op, want hierdie goed waar ek hulle plak gaan troon en hulle gaan hulle bose uitstuur in my huis en ek gaan dit onderwerp wees en dit gaan met my sleg gaan en die bose gaan oor my beheer het. Maar waar is Jesus? Bly hy nie in jou huis nie? Ja, nie, hy is in my hart. Maar ek dink nie hy weet al van stiekies nie, want hierdie is die nuutste rage. Soos as ek glo, Jesus sit op die troon en hy het mag oor alles in my lewe en oor alles in hierdie wêreld, dan is daar mos niks wat my kan bedreig nie. Dan al sê iemand vir my, daar's wat ook al bad luck. Sê ek glo nie in bad luck nie, ek glo in Jesus. Ek glo nie in karma nie, ek glo in Jesus. Dis die eerste manier. Ons herken ander magte sonder dat ons dit besef. En die tweede ding is ons dink ons moet ook iets doen om gered te word. En ons gaan nog oor dit praat by ander keer. Maar as ons glo dat ons in God se goeie boekies moet bly of ons glo ons moet en party kerke verkondig het, ek gaan nie lank by dit stil staan nie sê, as jy hierdie gedoen het, dan is jy nou op die regte level, dan kan jy weet jy's okay met die Here en jy's in 'n goeie buurt in die hemel. Jy moet dit ook weet. Jy gaan ook die hemel haal, nie aan die ander kant van die spoor bly nie. As daai heilige trein verbykom, jy wil aan die regte kant van die spoor wees, nie aan die stoor wees nie. En ons glo dit. En ons probeer goed doen. Jy moet dit doen omdat jy wil, maar ons gaan op 'n ander keer daar praat. Wat sê, en ek gaan nie meer afsluit, wat sê Paulus vir ons vanaand? Paulus sê, dat God het sy seun gestuur as sy beeld. Alles, alle kennis, alle antwoorde is in hom. Jy hoef nie te wonder nie, jy het die woord, jy het vir Christus, jy kan presies weet wie God is en wie jy moet weet. Dis baie duidelik. God het alles van homself vir ons kom wys in Jesus. En in sy volle heerlikheid het hy in hom gewoon en Jesus sit vandag op die troon langs God en hy is heerser oor elke mag en gesag. Met ander woorde, jy wat sy kind is, hoef vir niks bang te wees nie, hoef nie bekommerd te wees en te stres in jou lewe nie, hoef nie oorweldig te voel nie, hoef nie allerlei sinnelose goed te doen om te probeer okay wees nie, want die een wat op die troon sit en regeer, is die een vir jou. Daar's niks anders, enigiets anders wat dit doen nie, net hy is die een. So dink 'n oomblik, wat bedreig jou? Wat maak jou bang? Skiet daai stikkie please, laat hy gaan. Waar voel jy bekommerd? Is dit die stemming wat kom en die land en die regering? Is dit die kampus en dat jy bedreig voel en dat jy bekommerd voel? Is dit jou toekoms? Want die goed waar ons worry is gewoonlik materialistiese goed. Dis staf wat iewers geskep is. Waar gaan ek bly? Wat gaan ek ry? Wat gaan ek kry? Wie gaan ek vry? Alles van dit is deur God geskep. En hy heers oor alles van dit. Jou akademie, jou liefdeslewe,
die regering van die land. Wat gebeur op kampus? Hy sit op die troon. En jy moet in jou lewe dit erken en bewys. As ons sê ons is kinders van die Here en ons glo hy is die een, maar ons is altyd so bekommerd en gestres en negatief, dan het ons mos nie 'n God wat op die troon sit en regeer nie. Hier staan bo alle konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, presidente, stiekies, noem dit, die Here regeer oor hulle almal en hy regeer in jou lewe. Ons het hierdie stickers vir uitgerol by die deur. As jy nie een gekry het nie, kom haal sommer een voor of ek dink ons sal ook nog by die deur lê. Jy kan meer as een ook vat. En op dit, daar's die embleem ook. Dis die kiro, dit lyk soos 'n P en 'n X. Dit was die eerste 2 letters in die Grieks vir Christus. En dan sien julle die ander 2 is die Alfa en Omega. Christus is die begin en die einde. En hierdie embleem kry jy oral waar die woord verkondig is, van dat Christus geleef het. Dat gelowiges oral gegaan het en hierdie teken gaan maak het om te sê Christus, dis die een. Sy merk op alles. So ons gee vir jou hierdie sticker en jy kan op jou eie manier ook 'n merk gaan maak. Dit hoef nie 'n sticker te wees nie, dan share op Instagram of wat ook al jy wil. Maar as jy dit glo, dat Christus die een is en dat hy genoeg is, dat dit net hy is, plak hierdie iewers op. Plak dit op jou spieël, dat jy in die oggend aantrek en jy voel bang vir die dag, gaan kyk jy en jy onthou wie regeer en hy's genoeg. Plak dit agter op jou foon. En elke keer wat jy in 'n situasie is wat jy bang of bekommerd voel, of bedreig voel, of eensaam voel, dan, o ja, maar ek het mos vir Christus. Hy's die een en hy is oor alles. Plak dit op jou kar, plak dit op iemand anders se kar, net soos wat jy wil. Verkondig hierdie. Hierdie is ons boodskap, julle. Hierdie is waar dit gaan. Daar's net een, die een. En hy is hier vir jou. En hy is genoeg. Amen. Here, dankie dat ons vanaand net weer bevestiging kry. Here, in 'n wêreld wat so baie onsekerheid het. Here, wat vir ons so maklik insleep in gedagtes van goed wat ons bedreig, goed wat ons bang en bekommerd kan maak. Net weet te weet. Here, niks is sterker en groter as U. Here, dankie dat wanneer ons U op die troon sit in ons lewe, en nie U en enigiets anders, selfs gewoontetjies en bygeloofies, Here, wanneer U op die troon sit, is daar niks waarvoor ons hoef bang te wees nie. Daar's niks wat ons hoef te probeer doen, dat dit sal goed gaan nie. Here, dankie dat U dit sê, ongeag of hier reën en of die son skyn in ons lewe, goed of sleg. U sit op die troon, en U is by ons, elke dag en elke oomblik. Here, ek bid vir hierdie week, vir elke ding wat in elke mens se lewe gebeur. Here, mag hulle weer kies om U op die troon te sit, maar Here, mag hulle ook beleef wat gebeur as U regeer. Here, en ek bid dat hierdie wete, hierdie vry wees van alle ander mag en gesag. Here, dat dit ook in hulle hart 'n passie en 'n brandende begeerte sal bring om hier uit te stap en vir die wêreld wat nog vasklou aan ander magte en ander gesag, Here, te gaan vertel dat daar 'n God is wat regeer en dat hy op die troon sit en dat hy ook met elkeen van sy kinders in verhouding wil leef. Here, ons dankie daarvoor. Dankie dat U, dankie dat hierdie belofte vir ewig en ewig staan. Niks sal dit verander nie. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ons het weer 'n belydenis saam met die reeks, so ek wil jou nooi om te staan en saam met my die belydenis te sê. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo hy is genoeg om my te red. Ek glo al die mag en gesag in hemel en op aarde behoort aan hom. Hy is die begin en die einde. Hy is die een.